2 Korintiërs 5 sê hy, daarom as iemand in Christus is. Nou, as jy ooit sien daarom, vra waarom is daarom daar? Waarom is dit daarom? Dan moet 'n mens na die vorige skrifgedeeltes kyk. Hoor nou wat sê hy in vers 16 dan. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Hoekom ken ons dus van nou af niemand meer na die vlees nie? Nou gaan ons na die vorige vers 15. Omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, wie is dit? Jesus. As een vir almal gesterf het, dan het hulle almal gesterf. En hy, hoofletter A, hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Goed, ek lees hom weer, vers 15, omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. Wie het gesterf? Ek en u het gesterf, deurdat een vir almal gesterf het. Romeine 6 vers 6 sê, en laat ek dit vir u lees, want dan sien u, hier staan dit duidelik, Romeine 6 vers 6, hoor net hier, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam met Christus gekruisig is. U sien, dieselfde ding in 2 Korintiërs, as een vir almal gesterf het, wie is dit? Christus. As hy vir almal gesterf het, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. U sien, God weet en het geweet en sal vir ewig weet dat sonde is 'n vernietiger. En die probleem was, hierdie ou mens moes vernietig word, moes sterf. Die loon van die sonde is die dood. Hierdie ou mens moes sterf, sodat die nuwe mens kan lewe. En hierdie nuwe mens is in die gees. Die nuwe mens is uit gees, uit God gebore. En God gee geboorte aan 'n nuwe gees in jou binneste. En hy maak dat ons in sy verordeninge wandel. Jy sien? So, nou kom ons gaan terug na 2 Korintiërs toe. Dat ek het net die kry, 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 16. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Ons sien mense om ons en ons kyk na mense as mense waarvoor Jesus Christus gesterf het. As mense wat in Jesus 'n opstandingslewe kan kry. Deurdat hulle glo. As jy maar net kan glo. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Nou, ek haas my. Jy sien, hierdie dinge wat gebeur het aan die kruis, was nodig. Die begrafnis was nodig. Die opstanding was nodig, sodat ek en u, die Heilige Gees, Christus in ons kon ontvang. En dat ons kan sê, ek is in Christus en Christus is in my. U sien, dit is ons belydenis nou. Ja, ons het 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. Ons het 'n aardse lewe. Ons is besig om op die aarde te lewe. En in hierdie aardse lewe en leefwyse wat ons het, is daar tekortkominge. Maar God het in Christus alles voorsien, sodat ek en u in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons kan in oorwinning wandel. In Romeine 8 sê hy, meer as oorwinnaars. Ons kan, daar is 'n manier as Christen om bokant omstandighede te wandel. Bokant virusse, bokant negativiteit, bokant al hierdie dinge kan jy wandel. Soos Jesus in 'n boot kan jy lê en slaap terwyl die storm woed. Mense sal sê, gee nie om dat ons vergaan nie. En jy staan op en Jesus staan op en hy sê, wees stil
en die storm is stil. Kan u sien, Jesus sê in 1 Johannes 4 vers 17. Nou ek sê Jesus sê, ek weet dis Johannes wat dit skryf, maar ek wil vir u sê, ek hou daarvan om te sê, dis Jesus. Dis die Heilige Gees, dis God wat dit sê, want hy het Johannes geïnspireer om hierdie ding te skryf. Hoor nou hier, 1 Johannes 4 vers 17. Laat ek dit vir u lees. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Soos Jesus is, sê hy, so is ons in hierdie wêreld. Hallo julle. Ag, dis vir ons 'n wonderlike voorreg en 'n heerlike lekkerte om so met julle kontak te maak. As julle hou van wat julle sien, kan julle dit like en subscribe en dan kan ons meer stuur.